Goeiemôre en welkom by dag 2 van die Heilige Week. Ons het gister saam gesels oor Palmsondag en hoe God daar deur Jesus wat in Jerusalem inkom nog steeds nie omdraai nie en nog steeds die pad saam met ons stap. Kyk gerus die diens, dit is aanlyn op YouTube. Maar vandag gaan ons 'n bietjie saam gesels oor wat op Maandag gebeur het, wat Jesus op hierdie Maandagoggend en Maandag deur die dag sou gedoen het. Hier volgens die Markus Evangelie. Nou gister het ons gelees Markus 11 vers 1 tot en met 11. Nou vandag gaan ons saam lees Markus 11 vers 12 tot en met vers 19. Dit is dan nou wat Jesus op hierdie Maandag sou gedoen het. So ek begin vir ons deur dit saam te lees. Toe hulle die volgende dag van Betanië af vertrek, het hy honger geword. Hy het van ver af 'n vyeboom met blare gesien en gaan kyk of hy nie miskien iets daaraan sou vind nie. Toe hy by die boom kom, het hy niks gevind nie, net blare, want dit was nie tyd vir vye nie. Hy sê toe vir die vyeboom, mag niemand tot in ewigheid ooit weer 'n vrug van jou af eet nie. Sy disippels het dit gehoor. Hulle het in Jerusalem aangekom. Jesus het toe die tempelterrein binne gegaan en die mense wat op die tempelterrein aan die koop en verkoop was, begin uitjaag. Hy het ook die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi en niemand toegelaat om enige voorwerp oor die tempelterrein te dra nie. Hy het hulle geleer en gesê, staan daar nie geskryf nie, my huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies genoem word. Maar julle het daarvan 'n rowersspelonk gemaak. Die leierpriester en die skrifkenners het dit gehoor en wou hom om die lewe bring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verwonderd was oor sy lering. Toe dit aand geword het, het Jesus en sy disippels uit die stad uitgegaan. Dit is dan nou wat op hierdie Maandag sou gebeur het in Jerusalem, waar Jesus dan nou gister die intog gehad het en op Palmsondag. Vandag stap hy verby die vyeboom, hy vervloek die vyeboom en hy kom in die tempel aan en ons praat dikwels daarvan as die reiniging van die tempel. En hy jaag die mense uit die tempel uit en dit is dan nou waar hy ook 'n lering bring. Nou hierdie is een van die stukke wat ons dikwels baie misverstaan in die Bybel, of nie, ek wil nie sê misverstaan nie, maar wat ons baie keer ons kop laat krap, kom ek sê dit eerder so. Want die teks sê pertinent vir ons, as ons nou praat oor die vyeboom, die teks sê vir ons pertinent, dit was nie tyd vir vye nie. So, hoekom vervloek Jesus dan nou, as mens nou wil sê, hierdie arme vyeboom? En die interessante ding is, Markus gebruik dikwels hierdie literêre styl van rame. En met ander woorde, ons gebruik die een raam om die ander raam te verstaan en net so die tweede raam om die eerste raam te verstaan. En dit is ook wat hier dan nou aan die gang is. Hy praat van die vyeboom, hy praat ook van die tempel. So die klem is nie op die vyeboom nie, die klem is eintlik op die tempel. En wat dan nou gebeur is, Jesus vervloek hierdie vyeboom want hy dra nie vrug nie. En as ons dit dan nou gebruik om die tempel te verstaan, en snaaks genoeg, dikwels word gebruik dat twee rame, een raam half beklemtoon. So ons het nou gewerk met die vyeboom, dan kry jy die tempel, en dan môre gaan ons weer lees oor die vyeboom. Net om weer eens half te beklemtoon dit wat hier by die tempel aangaan, en wat die tempel moes wees, maar ook wat dit nou is. En so Jesus vervloek dan hierdie vyeboom, en hy sê, maar jy dra nie vrug nie. Jy dra nie vrug nie, en ek wil amper sê, dit is die hele punt van die boodskap, is jy dra nie vrug nie. En dit is ook hoe ons dan nou die tempelgedeelte moet verstaan. Jesus kom in die tempel, en hy jaag die mense uit, nie omdat hulle handel dryf en geldwisselary en koop en verkoop nie. Nee, want as ons baie eerlik is met mekaar, is dit baie nodig gewees vir die tempel se funksioneel wees, vir die daaglikse beweeg van die tempel, was dit nodig gewees om te koop en om te verkoop. Dis al hoe jy geweet het, jy gaan 'n dier kry wat regtig die offer vereistes voldoen. Want ons weet natuurlik in Levitikus, daar's hierdie baie lang lys, en dis baie moeilik, dis 'n baie spesifieke dier, 'n baie rein dier, wat gegee moet word vir die offer. Nou, daarmee moet ek ook sê, hulle definitief mense uitgebuit by die tempel, en ek dink dit is ook deel van wat Jesus hier besig is om aan te spreek, maar in 'n ander sin. Want as ons dan nou gaan kyk, dit word 'n rowersspelonk genoem. Nou, 'n ander manier om dit ook te sê is, dit word 'n den van rowers genoem, 'n plek waar hulle bymekaar kom. En nou weet ek nie of jy al ooit daaraan gedink het nie, maar dit sê nie vir ons, dit is waar die roof en waar die diefstal plaasgevind het nie. Dit sê, dis waar die wat dit doen, bymekaar gekom het. So, dit verander dit so klein bietjie.
dit sê vir ons, dit is nie noodwendig so seer dat Jesus sê, jy mag nie hierdie doen nie, want hierdie koop en verkoop sou hulle nog op die heidense plein gedoen het. Die groot oop stuk waar net heiden nou mag gekom het, of nie net heiden nie, waar heiden nou mag gekom het. En so dit is nie in die tempel so seer self nie. Maar tog sê Jesus vir hulle, maar weet jy wat, jy mis die punt. Jy mis heeltemal die punt. Jy dra nie vrug nie. En as ons dan nou die vyeboom gebruik om hierdie gedeelte te verstaan, dan kom ons agter, maar weet jy wat, hierdie mense kom, hierdie den van rowers, en hulle kom by hierdie den bymekaar, hulle hou hulle self verskriklik vroom, maar deur die res van die week buit hulle mense uit. En ek dink dit is so 'n bietjie wat Jesus aanspreek. Jesus kom en hy staak die hele tempel, eintlik. Want deur dit te doen, sê hy, die tempel kan nie aanhou funksioneer sonder die koop en verkoop en die geldwisselary om dit te laat werk nie. Maar hy kom staak die tempel. Mens kan amper al sê hy breek die tempel af en sê stop nou. Jy mis die punt. Jy doen nie wat jy moet doen nie. Want ons lees dat die tempel moet 'n plek wees vir aanbidding. Ek lees dit weer vir ons soos wat dit hier staan. Maar hy sal 'n huis van gebed vir alle nasies genoem word. Met ander woorde, Jesus sê, hou op, dink jy is vroom, en kom op een keer 'n week kom jy vir 'n offer tempel toe, en die res van die week leef jy asof dit nou maar okay is, want jy weet jy gaan weer offer. Dit is wat Jesus vir ons hier sê. Dit is wat Jesus dan ook op hierdie dag doen. Is hy sê, hoorie, hou op met jou vroomheid, moenie dat hierdie tempel 'n den van rowers word nie. Dit het eintlik reeds, en daarom moet ek dit stop, ek moet dit staak, en ek moet alles eintlik maar afbreek en tot stilstand bring, want jy mis die punt. En ek dink dis wat ons ook dan vandag hoor, moet hoor, wil ek amper half sê, want hoeveel keer kom ons nie by mekaar op 'n Sondag, en dan mis ons die punt op 'n Maandag vir Dinsdag nie. Jesus kom en hy bring alles tot stilstand en sê, hou op 'n plek wees waar jy jouself kan vroom hou, sonder om te leef asof jy die Here werklik ken. Hou op om nie vrug te dra nie. Want as jy nie vrug dra nie, as jy nie die Here ken nie, gaan jy verdor. En dit gaan ons nou môre lees, oor die vyeboom spesifiek, hoe die vyeboom opgedroog het, maar meer daaroor môre. So dit is wat Jesus dan nou op hierdie Maandag gedoen het. Hy het die vyeboom vervloek en hy het die tempel gereinig, as mense dit nou so wil noem. En so het hy vir die mense kom wys. Die interessante ding, ekskuus, net 'n laaste gedagte wat ek ook moet noem. Die interessante ding is die mense self het nie 'n probleem gehad daarmee nie. En die mense was verwonderd deur sy lering. Ons sien dit ook in die teks spesifiek. Dit is die magte wat 'n probleem daarmee gehad het. Die ouens, die fariseërs, die hoëpriesters, die sadduseërs, want is hulle wat hulle self vroom gehou het. Dis hulle wat gedink het, ag dankie tog, ek is nie soos hierdie mense rondom my nie. Maar dit is ook hulle wat die mense uitgebuit het. So terselfdertyd is dit, hou op van hierdie tempel van my Vader 'n plek maak waar mense uitgebuit word, maar aan die ander kant, weet jy wat, hou op 'n plek wees waar jy dink jy kan vroom wees en dan eintlik nie leef asof jy die Here ken nie. En dit is wat Jesus dan nou op hierdie Maandag gedoen het. Môre lees ons saam verder uit Markus uit. Mooi dag vir julle.